hier binne is dit warm. As jou handjies kan koud voel, dan moet julle net saam klap. Ek weet dit is seer, maar is okay, het gaan weg na 'n rukkie. Amen. Here we go. We praise your name, Jesus. I praise in the valley, praise on the mountains, yes. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting.
give you the praise. We give you the praise. Jesus. Heer, ons word net rustig voor U. Heer, ons kan op en af spring en die naam groot maak, maar Here, ons wil net kom sit by U voete. Because when we look into your holiness, Lord, I just want to worship your name. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I find the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you.
Here, daar's niemand soos U nie. Ons kom net in hierdie stilte voor U. Ons buig voor U. Terwyl alles rondom ons vervaag, Here. Terwyl alles rondom ons verdwyn in U grootheid. Buig ons voor U. Ons aanbid U. Daar waar jy staan, sê dit net vir die Here. Sê dit vir hom, Here, ek aanbid U. Ek aanbid U. Daar is niemand soos U nie. Here, daar is niks vir my belangriker as U nie. Daar is niks groter as U nie. Daar is niemand anders voor wie ek wil buig nie. Ek aanbid U, almagtige God. Want daar is niemand anders soos U nie. Halleluja. Heilige, heilige Here. Dankie Here vir hierdie lekker op die skoot sit tyd. Waar ons elkeen teen U bors kan lê. Ons arms om U nek gevou en U arm styf om ons. En ons kan sê, ek het U lief, o Heer. Met alles in my, met my krag en my verstand, het ek U lief en aanbid ek U. Amen. Amen. Prys die Here. U kan die sitplekke neem. Julle kan ook gaan sit. Ons gaan aan die einde sal ons die nagmaal hanteer. Ek kry so giggeltjie. Die muis daar agter by die rekenaar, nie my suster nie, sy's nie die muis nie. Die rekenaar se muis het so halfpad deur die liedjies besluit hy wil nou oppak. En ek dink dit gebeur so baie, né? So halfpad op jou koers, dan pak iets op. En dan dink jy, Here, nou wat nou? Maar God maak altyd 'n manier. Al beteken dit jy moet fisies met jou vinger gaan double klik, maar God het altyd 'n uitweg. Dit was my baie mooi. Jou lewe, God se kunswerk. Ek is verskriklik lief vir kuns. Nie altyd so goed daarmee nie, maar baie lief daarvoor. En ek sal nooit vergeet nie, my peetkind nooi my uit om saam met haar 'n acrylic painting klas te gaan bywoon. Nou sê ek vir haar, ek het in my lewe nog nooit met acrylics gewerk nie. Ek het nog nooit in my lewe eens 'n skildery gedoen nie. Ek het al inkleerboeke ingekleer. En ek het al paint by numbers gedoen. Okay? Maar dit is mos nou nie kuns nie, dis net joy. Okay. So sy sê, nee Tannie El, die vrou gaan ons leer. Sy gaan vir ons leer wat om te doen. Mense, ons kom by die plekkie in. Nou kry ek al klaar daai benoude gevoel, want ek sien by elke student se plek is daar 'n canvas. En op hierdie canvas, ek weet nie wat die Afrikaans vir 'n canvas nie, is 'n canvas. Op hierdie canvas is daar net so 'n buitelyn van iets wat vaagweg lyk of dit dalk 'n leeu kan wees. Jy moet 'n bietjie verbeelding gebruik dan. En langs jou canvas is daar 'n verfpalet met so 'n stuk of 20 kleure verf, so uitgeblots, en jy het 'n kwassie. Dit dink ek ook, hierdie vrou gaan nou vir ons leer hoe, en dan lê daar 'n prentjie van die leeu. Sy gaan ons nou leer hoe om hierdie prentjie te teken. Haar woorde aan ons was, my advies is, begin donker en gaan lig, verf lekker. Wat? Nou kyk, ek en my peetkind mekaar so, okay. En dit was die somtotaal van haar lesing vir ons. Maar tussenin, soos wat jy nou maar met die donker begin, dan verf jy natuurlik nou oor die lyn van waar die leeu se oog moes gewees het. So jy moet nou maar later kokkenotch en sê, ek dink daar was 'n oog. Maar soos wat jy nou begin, dan sal sy nou kom, dan sê sy, hierdie kwastreep kan jy miskien op so 'n manier doen. En soos wat ons hier voortploeter, kom sy gedurig en dan sal sy sê, ja, jy is op die regte koers.
Of weet jy dalk hier so die verkeerde bruin gebruik. Kan jy sien hierdie bruin is 'n bietjie donkerder as daai. Dis al advies wat sy gegee het. Aan die einde van die dag, ek moes hom dalk saamgebring het, maar dan dink jy ek breek. Aan die einde van die dag het ek 'n leeu geverf. Hy staan in my huis. Elke keer as ek na daai leeu kyk, dan sê ek, Here, dis onmoontlik. Dit kan nie ek gewees het wat daai skildery gemaak het nie. Ons lewe is die kunswerk wat God mee besig is. En ek en jy moet dit verstaan. Lees saam, eers laat ons kyk, Mona Lisa, volgende enetjie Anna. Die Mona Lisa, ons almal weet wat is die Mona Lisa. So gister toe gaan speel ek 'n bietjie met AI. Toe vra ek vir ChatGPT, wys vir my hoe sal Mona Lisa lyk as sy so pas uit die toilet uitgekom het. En ek kan nog steeds vir Mona Lisa herken, nie waar nie? Hoe sal Mona Lisa lyk as sy vir haar 'n selfie neem? Ons almal ken dit. Okay. Maar as nog steeds, jy herken nog steeds vir Mona Lisa. Ek vra vir hom, gee vir my 'n bodybuilder Mona Lisa. Dit was 'n surprise. Okay, gaan nie met daai Mona Lisa sukkel nie. En ek sê, okay, gee vir my 'n Mona Lisa wat hysteries aan die lag, en sy lyk maar so serieus. Almal ken die Mona Lisa. Maar soos wat dinge verander in jou lewe, verander daai prentjie. Maar aan die einde van die dag bly dit steeds die prentjie wat Leonardo, ek dink hy rol in sy graf as hy hierdie goedjie sien, maar dit is nog steeds die prentjie wat Leonardo da Vinci in sy kop gehad het. Jy kan nog steeds die Mona Lisa herken. Nou hierdie skrif het ek nie opgesit nie, maar ek het vanoggend eers daaraan gedink. Jeremia 29 vers 11 sê die Here vir ons, ek weet presies hoe jou Mona Lisa lyk. Ek het 'n prentjie vir jou. Ek het 'n prentjie vir jou. En al wat ek en jy moet doen is, ons moet besef, hierdie is nie 'n leë canvas nie. Daar's nie net 'n vaal buitelyntjie nie. Daar is 'n volwaardige prent wat die Here vir ons het en waartoe hy ons wil vat. Lees saam met my. My gunsteling skrif in die Bybel. En ek het interessant genoeg hierdie nou die dag by 'n begrafnis gebruik. Ek sê gewoond om dit by 'n begrafnis te gebruik. Maar dit het so perfek gewerk en dit is hoekom ek dit vandag hierso preek. So ek gee eintlik vir julle my begrafnispreek vandag. Met 'n bietjie oomf by. Jesaja 43 vers 1 tot 5. Maar nou so sê die Here jou Skepper, net so terloops. Ken julle die prentjie in die agtergrond? Okay, dis die Starry Night van Van Gogh, Vincent van Gogh. En ek het spesifiek daai prent gekies, want dit is seker die bekendste skildery van Van Gogh, behalwe sy selfportret waar hy sy oor afgesny het. Maar ons is soos daai sterre in die lig. Elke aand as jy gaan kyk vir die sterre, dan lyk hulle 'n bietjie anderster. Maar hulle is nog steeds die sterre in die lig. It's still the same starry sky. Okay, so onthou dit. So sê die Here jou Skepper, o Jakob, jou vermeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou. Deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie. Die vlam sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Omdat jy kostelik is in my oë, hoog geag is en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Wees nie bevrees nie. En hierdie het my getref. Wees nie bevrees nie. Ek is met jou. Ek het nie nodig gehad om bang te raak terwyl ek daai leeu geverf het nie, want ek het geweet die instrukteur is by my. As ek regtig vasgesteek hak het, sou sy my kon help. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af. Jy kan vanuit die volgende slide toe gaan. Ons lewens begin almal met 'n prentjie. En wanneer jy begin, as jy dink aan 'n prentjie en 'n inkleerboek, is dit gewoonlik sommer net 'n buitelyntjie. En regtig, wanneer jy gebore word, het jy nog nie jou kleure ingevul nie. Jy is nog daai buitelyn prentjie, maar jy is 'n prentjie. Wat jy moet weet is daai prentjie is 'n prentjie wat God van jou het. Daar gaan goed bygevoeg word. Soos wat jy deur die lewe gaan, kom daar goed by, maar hy sê vir ons in Jesaja 43 vers 1, in die begin sê hy, ek is die Here jou Skepper.
Ek is jou formeerder. Ek is die ou wat jou prentjie vir jou geteken het. En saam gaan ek en jy hierdie prentjie inkleer. Party van ons se prentjies is al 'n entjie ingekleer. Daai middels, eentjies gaan net eenetjie vir my terug. Is alright? Ons blameer die muis. Ons sal die kat nou instuur. Jou prentjie is dalk al gedeeltelik ingekleer. Party van ons se prentjies is al gedeeltelik ingekleer. Partykeer voel dit vir my, Here, het my prentjie nou so ingekleer dat ek nie meer my prentjie kan sien nie. Sommige van ons is dalk nog net op die begin donker. Ons voel, ek het nou begin, ek is donker. Maar aan die einde van die dag, kyk na die verskil tussen daai prentjies. Die heel eerste prentjie is net basies die hier en daar ietsie. Die volgende prentjie is waar ek en jy dalk is. Ons het begin inkleer, maar die Here sê, ek is jou formeerder. Wat ek wil hê aan die einde van die dag is veel meer as wat jy in jou prentjie het. Wat ek vir jou gaan gee, as jy in my vrede lewe, as jy saam met my bly, as jy ingeanker is in my, as jy jou fokus, alles op my sit, dan gaan jy nie net 'n buitelyn prentjie hê wat ingekleer is nie. Ek gaan vir jou gee seesterretjies, sulke goedjies, pypies en goedjies, mooi seegrasse en goed. Ek gaan vir jou alles gee. Ek wil hierdie prent vir jou volmaak maak, want ek is jou formeerder. Ek het vandag nie 'n evangelie boodskap nie. Ek het 'n boodskap vandag om vir elke een van ons te sê, hou op om jou prentjie weer terug te sit in die boek en te sê, ek gaan nie weer daaraan werk nie. Wees eerlik, wie van julle het nog inkleerboeke? Laat ons eers dit hoor, wie het nog inkleerboeke? Ja, as 'n paar van ons, maar wie van julle het 'n inkleerboek waarvan jy nie al die prentjies ingekleer het nie? Selfs toe jy kind was. Wie van julle het julle boeke alles vol Nee, ons doen nie. Daar's baie prentjies wat jy net vol, nie lus vir die prentjie nie. En dan volgende keer as jy by die winkels kom, dan sê jy, mamma, ek soek 'n inkleerboek, en koop hulle weer vir jou 'n inkleerboek, en dan is die vorige een nog nie klaar nie. Ons doen dit. Die Here sê vandag, hou op om van prentjie tot prentjie tot prentjie tot prentjie te spring. Ek is jou formeerder. Ek het vir jou 'n prentjie en ek gaan jou prentjie volmaak maak. Ek gaan jou prentjie vir jou perfek inkleer. Maar ons gaan dit saam doen. Ek en jy saam. Maar so gebeur dit, nou kan jy na die volgende slide toe gaan. So gebeur dit dat 'n prent geneig is om 'n naam te kry. Hierdie prente wat hier is almal bekend met name. Mense kan nie altyd onthou wie is die ou wat dit geskilder het nie, maar jy ken die name. So, jy onderken ons die Mona Lisa, wie het haar geskilder? Leonardo da Vinci. Langs Mona Lisa het ons nou al klaar die Starry Sky gesien. Wie dit geskilder? Vincent van Gogh, maar die skildery staan nie bekend as van Gogh nie, hy staan bekend as Starry Sky. Daarbo, die laaste avondmaal. Daai skildery staan bekend as die laaste avondmaal. Weereens, nee Michelangelo nie, hy het die Sistynse kapel gedoen. Leonardo het die laaste avondmaal gedoen. Daai laaste enetjie gaan julle 'n bietjie triek. Dit staan bekend as die geboorte van Venus. Hy staan, en dit is een van die duurste skilderye op die oomblik in die wêreld. Die geboorte van Venus. Geskilder deur 'n man genaamd Botticelli. Botticelli bekend vir sy detail, vir sy helder kleure. Die feit bly staan, elkeen van hierdie skilderye het 'n naam. Jy stap nie in 'n museum in en sê ek wil die Da Vinci koop nie. Jy stap in en sê ek wil die Mona Lisa koop. En dan skiet iemand jou waarskynlik, want dan het jy baie geld. Maar die feit bly staan, daai skilderye het, en daar's baie skilderye wat nie 'n naam het nie. Hy hang net daar. Dan sê hulle, ja, dit is 'n Van Gogh. Ja, dit is 'n Rembrandt. Ja, dit is 'n Da Vinci of wat ook al. God sê, jy is 'n ander tipe skildery. Jy is 'n skildery met 'n naam. Jy is soos hierdie bekende grootes. 'n Skildery met 'n naam. Daar staan my leeu in my huis. Hy het nie 'n naam nie. Ek sal hom van nou af maar net die leeu noem. Simba. Of Mufasa. Daar's 'n tyd wat die Here na jou toe kom en vir jou wil sê vandag, hoor hy pragtige skrif, moenie bevrees nie, wees nie. Jy gaan nie net 'n skildery teen die muur wees nie. Jy gaan 'n skildery wees wat ek by die naam geroep het.
Hoe belangrik is jy? Daar is soveel werke van Da Vinci hulle, wat nie 'n naam het en die mense weet nie eens van daardie werke nie. Ek het so 'n bietjie navorsing gaan doen oor hom spesifiek. Daar is soveel van sy werke wat in perkamente vasgevang is, wat opgerol is. Daai goed het nie 'n naam nie, jy weet nie eens van dit nie. Maar die goed van hom waarvoor hulle name gegee het, ken ons almal. En die Here sê, jy is so 'n belangrike skildery, ek gee vir jou 'n naam. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Jy is myne. So God is besig met 'n skildery. Saam met jou. Jy gaan nie net 'n gewone skilderytjie wees nie. Jy gaan nie net iewers in 'n plek hang nie. Jy's 'n belangrike skildery vir wie hy 'n spesiale plek in sy hemel het, in sy hart het. Jy gaan 'n belangrike plek vul vir hom, want hy het jou by jou naam geroep. Dink nie my leeuetjie sal ooit in een of ander groot museum gaan hang nie. Imagine net, ek gaan stap in die museum en ek gaan sit my leeuetjie daar langs Mona Lisa neer. Die eerste skoonmaker wat verbykom gaan hom waarskynlik in die tronk gooi. God sê, jy is nie so nie. Jy's by jou naam geroep. Jy is in 'n klas hoër, selfs as Mona Lisa, want Mona Lisa is deur 'n mens by die naam geroep. Leonardo da Vinci het haar genoem Mona Lisa. God het my genoem Elma. Ek is veel meer. En ek wil dit vandag vir jou sê. Ek voel hierdie boodskap is vir mense wat voel, Here, ek is moeg ingekleer. My prentjie is doof, my prentjie is lelik en ek kan hom nie fix nie. God sê, don't worry. I can fix anything. My vrede gaan nou oor jou kom, want jy is by jou naam geroep. Jy's myne. Maar dit gebeur, ons kleer ons prentjies in, volgende enetjie vir my. En ons is nie so goed nie. Die lewe kom en die lewe gaan, en hy sê vir ons, hoorie, partykeer voel dit vir my, as ek na van die prente wat ek geverf het, of ingekleed het, dan voel dit vir my, asof ek net so gestaan het, en my crayons, en my kruite, en alles het iewers 'n dronkparty gehad, en hulle het hulle eie strepe oor daai prentjie gemaak, dan dink ek, wat het my crayons laasnag aangevang? Kyk hoe lyk hierdie ding. Ek sal nooit vergeet nie. My sussie in Nederland vra vir my, ek moet vir haar 'n voorskoot maak, en sy wil hê ek moet vir haar Tafelberg opskilder. Ja, dat doen ek die eerste ene. Madrei. Ek kyk na daai ding, maar dit lyk asof iemand 'n verskriklike groot maanrots uit die hemel laat val het en Kaapstad plat geval het. Daai eerste, en nou sit ek nog ekstra verf by, maar al wat hy lyk net leliker en leliker. Ek besluit toe, nee, kom ons probeer weer. En ek volg presies dieselfde proses, maar die keer sê ek, Here, wys my. En ek verf vir haar met doodgewone verf wat jy gebruik vir lapverf. Verf ek vir haar die hele Bloubergstrand, Tafelberg en die voorstede van Kaapstad op haar voorskoot. Die gemors is, nou wil sy nie haar voorskoot gebruik nie, want hy is te mooi. So haar voorskoot hang net in die kombuis, maar die feit bly staan. Ons maak foute. Jy verf dalk iewers verkeerd. Jy gaan dalk 'n bietjie oor die lyne. Dit gebeur ook dalk dat jy jou koffie, wie dit al gedoen? Koffie oor jou prentjie gemors. Ja. Ek het so ruk terug, ek is besig om my oog te teken, en dis my eerste poging, en ek is besig met hierdie oog, en die volgende oomblik spring my kat by my op, en hy stamp my glas Ouros bo oor my oog uit. Daai kat het 8 van sy 9 lewens verloor, met alles wat ek hom toegevoeg het. Guess what? Ek het dit op 'n nuwe blad weer my oog begin teken. En daai oog lyk 300 keer beter as die eerste een wat ek probeer het op my. Dit gebeur, maar die Here sê vir ons, moenie bekommerd wees nie. Hy sê vir ons, as jy deur die water gaan, of deur die koffie wat oor jou tekening uitgegooi word, is ek by jou. Deur die riviere, hulle gaan jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie. En die vlam sal jou nie brand nie, want hier is die mooi van kuns. Jy kan altyd met daai prent
vat en nog steeds verbeter. As ek daai ou prentjie vat met sy koffievlek oor en ek begin net met verf oor dit werk, dan gaan die koffievlek verdwyn en gaan die prentjie weer uitkom. Die Here sê moenie moed opgee nie. Jy voel jou prentjie is net half ingekleer, jy voel jy het oor die lyne gegaan, dit lyk lelik, dit is streperig, jy kry hom nie mooi egalig nie. God sê hou net aan. Ons is besig met potloodsketse. Die een kunstenaar is besig om ons te leer hoe om met potlood en graphite te werk. Dan kry hy dit so mooi smooth. Daar's nie 'n mooi woord nie, dis smooth. Dan kyk ek myne en dan lyk myne gespikkeld. Dan sê ek vir hom, nou wat doen ek verkeerd? Hy sê, hou net aan. Later voel dit vir my, ja oké, as ek nou nog verder aanhou, dan gaan ek 'n gat deur hierdie papier druk. Dan sê nee, sagte hand. Sagte hand, God se hand is sag. Sagte hand, hou net aan. Gaan oor daai spikkels. Daar waar jy die spikkels sien, sit 'n bietjie graphite. En dan vat jy jou sponsie en 'n stroos nats die volgende oomblik, toe sy smooth. Don't give up. Die Here sê, ek sal jou nie los met jou prentjie wat lelik is nie. Ek sal jou nie los met jou prentjie wat dalk gebrand het nie. Ek sal jou nie los met jou prentjie wat streperig is nie. Ek sal jou nie los nie. Daai goed gaan jou nie affekteer nie. Die volgende ene sê hy, want ek is die Here jou God. Ek het hierdie prentjie spesiaal laat maak in die styl van Botticelli. Maar kan julle sien die verskil? Daar's 'n hand wat skilder. Want hy sê, ek is die Here jou God, die Heilige van Israel. Ek het Egipte gegee as losprys vir jou kus en Seba in jou plek. Ek het alles gegee, sodat ek my tyd kan vat en aan jou kan skilder. Al wat jy moet gee, is jou prentjie. Dis interessant, maak nie saak hoe goed 'n skilder is nie. As hy te ver weg staan van die canvas af en sy hand nie kan bykom nie, gaan hy niks kan skilder op daai canvas nie. God sê, ek is hier. Ek is by jou. Al wat jy moet doen, is maak jou prentjie oop. En dan lyk jou prentjie heeltemal anderster as wat jy gedink het. Dan is jou prentjie nie eens meer in kinderkleure nie, want wanneer God begin werk in jou prentjie en jy oorgee vir hom, dan kry hy vir jou 'n Botticelli by jou naam geroep, geskilder deur die hand van God. Vers 4 sê hy, omdat jy kostelik is in my oë, hoog geag is en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Rembrandt, baie duur skilderye. AI het my prentjie 'n Rembrandt gemaak. AI het my prentjie 'n Da Vinci gemaak. AI het my prentjie 'n Botticelli gemaak. En God sê, geen Rembrandt, geen Botticelli, geen Da Vinci, geen Van Gogh sal ooit genoeg wees om te betaal vir jou nie. Ek gee al hierdie skilderye as losprys vir jou lewe. Want ek het my lewe vir jou gegee. As jy gedink het, daai skilderye is veel werd, dink net aan hoeveel werd is die skildery wat God self van jou doen, vir wie hy self klaar 'n naam gegee het. Dis sy handewerk. Ek dink nie toe Botticelli, hy het nie regtig daai prentjie geskilder nie, maar ek dink nie toe Botticelli sy heel eerste prentjie geteken het, as kind, het hy gedink, hy gaan 'n beroemde skilder word nie. Dit was net 'n prentjie. Leonardo da Vinci het nie eens begin as 'n kunstenaar nie. Hy het begin as 'n ontwerper. Hy was 'n wetenskaplike. Nooit gedink dat nasies sal beklei oor die reg om die Mona Lisa te kan uitstel in hulle geboue nie. God sê, daai goed is vir my niks werd nie. Jy is vir my veel meer as 'n Rembrandt, as 'n Botticelli, as 'n Van Gogh, as 'n Da Vinci. Jy is vir my veel meer as dit. Ek is bereid om al hierdie goeders op te offer, want jy is waardevol en hoog geag vir God.
En hy het jou lief. Ek wil afsluit. Maak nie saak waar jou prentjie is nie. Kan jy van na die volgende een toe gaan asseblief? Jy dink dalk hierdie kinderprentjie is wat God vir jou in gedagte het. You've achieved. Ek sê vir jou nee. Selfs ons wat in die bediening is, nee. You have not achieved yet. God is steeds besig om te skilder. Hy is steeds besig om jou kinderingekleurde prentjie, jou koffiebevlekte prentjie, jou beperkte prentjie te vat en hy's besig om jou te verander in 'n prent wat hy by die naam geroep het, wat meer werd is as enige Botticelli en wat sy hand steeds besig is om te skilder. Jou lewe, maar is God se kunswerk. As ek hierdie preek in 2 of 3 sinne kan opsom, is my woorde vir jou. Raak rustig. Raak kalm. En gee jou kunswerk vir die Here. Hy wil verf aan jou. En aanvaar die verf wat hy opsit. Toe ek daai donker verf op my leeu sit, dog ek ook en nou het ek 'n baie mooi swart canvas. Ek sien nog nie die leeu nie. Maar soos wat die tyd kom, het die Here my hand gevat en het hy al die regte strepe op daardie canvas ingeverf en my leeu na vore gebring. Of jou bladsy vandag dalk 'n wit bladsy is, of 'n swart, of daar dalk nou koffie oor uitgegooi is, of nie, maak nie saak nie. Die Here se woorde is, ek skilder aan jou werk. Moenie opgee nie. Moenie die bladsy uitskeer, opvrommel en weggooi nie. Maak nie saak hoe lelik hy nou in jou oë lyk nie. Ek is besig om 'n meesterstuk te skep, uniek. 'n meesterstuk met my hand geskilder. Gee jouself net oor aan my. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Jy is nie sommer net 'n vaal prentjie nie. Jy is nie sommer net 'n skilderytjie teen 'n muur nie. Jy is so spesiaal, waardevol en hooggeag, dat al die Rembrandts, al die Van Goghs en al die skilderye in hierdie wêreld nie genoeg waarde het om jou waarde vas te maak nie. Maar bo alles, jy is kosbaar vir God. Vanoggend wil die Here vir iemand van julle sê, hoor wat ek vir jou sê, jy is kosbaar. En ek hou aan skilder. Dis hoekom ek my lewe gegee het. Dis hoekom ek my liggaam laat gebreek het. Hoekom ek my bloed laat stort het. Sodat jy in vrede kan sit en saam met my jou prentjie kan skilder. Kom ons bid saam. Skilder van my lewe. Jahweh Shalom. Here, ek gee my skilderwerk oor aan U. Ek is die canvas, Here, ek gee oor aan U. Ek het baie foutjies op my werk. Ek het baie plekke, het ek 'n verkeerde streep getrek. Het ek oor die lyne gegaan. Maar Here, ek is so dankbaar, dat U vandag weer eens vir my bevestig. Moenie worry nie. U, God, hou die verfkwas in die hand. En U is besig om te skilder. Here, ek wil bid dat U vir elke een van ons sal vrede gee. Vrede met waar ons is. En vrede met die wete ons is oorgegee aan die hoofskilder om ons prentjie klaar te maak. Amen.
Amen. God bless, Pastor Jacques. Kom na vore asseblief. Sjoe. Wat 'n woord. Dink nie Mona Lisa gaan ooit weer vir ons dieselfde wees nie. Ek hoop nou ek kan daai bodybuilder Mona Lisa uit my kop uitkry, maar sal die mense wat ek gevra het om my te kom help met die nagmaal asseblief vorentoe kom. Ek kan niks en ek wil niks by vanoggend se boodskap bysit nie. Ek dink deur die leiding van die Heilige Gees het die Here regtig vir Elma gehelp om vir ons almal 'n beter prentjie in te kleur, maar ek wil net teruggaan na dit wat sy vir ons gelees het in vers 4. Omdat jy koslik is in my oë. Besef jy vanoggend jy's koslik vir hom. Omdat jy koslik is in my oë, hooggeag is en ek jou liefhet. Hierdie is vanoggend God se bewys van sy liefde vir jou. Die chaos in jou bankrekening is nie die bewys van God se liefde of afwesigheid van sy liefde nie. Jou dogter wat vanoggend besig is met goed wat jy glad nie goedkeur nie, is nie God se bewys van sy afwesigheid of sy teenwoordigheid of sy bietjie of sy baie liefde nie. Waarmee jy ook al besig is in jou lewe en die ink wat so bietjie gemors het en die koffie wat oor jou goed gemors het, hierdie is die bewys van sy liefde. Romeine 5 vers 8 sê vir ons, en dit is die bewys van sy liefde, dat hy sy seun gegee het toe ons nog sy vyande was. Hierdie is die bewys van sy liefde, en ek gaan vra dat julle dit vir ons uitdeel, maar ek wil vra dat jy jou broodjie sal hou en jou druiwesap sal hou. Ek wil graag hê ons moet dit vanoggend almal saam gebruik. Daar's vir my iets in die koöperatiewe gebruik, in die saamgebruik van die nagmaal wat vir my kosbaar is. So as julle dalk hierdie blok kan doen solank, ja, asseblief. So as jy hom gekry het, hou hom net en dan gee ons mekaar kans. Ek wil graag dit saam doen. Terwyl hulle uitdeel, wil ek jou graag aan hierdie herinner. Daar's 'n baie spesifieke rede hoekom die nagmaal 2 elemente het. Dis nie omdat daar die aand toe hulle die laaste nagmaal of die laaste avondmaal soos wat ons dit nou ken, die laaste Pasga en die eerste nagmaal. Dis nie omdat dat daai aand brood was toevallig en omdat daai aand toevallig wyn was dat ons nou vandag nou maar brood en druiwesap gebruik met die nagmaal nie. Daar was lamsvleis ook, maar ons doen dit nie. Net so terloops. So die goed wat toevallig daar was is nie alles gebruik nie. Daar's 'n baie spesifieke rede
hoekom ons brood gebruik en sap en ek wil hê jy moet vanoggend as jy daai brood gebruik en jy het een of ander iets in jou liggaam wat jy nie daar wil hê nie. Ek praat nou nie van 'n moesie wat nie daar moes gewees het nie. As daar 'n krankheid in jou liggaam is, ek wil vanoggend vir jou die versekering gee. Dis nie van God nie. Ek wil jou die tweede versekering gee, God is nie besig om jou te toets nie. Kan ek gou sien, al die ouers wat bereid is om vir hulle kinders kanker te gee om hulle iets te leer, steek op jou hand. Nooit in jou lewe sal jy dit doen nie, hulle sal jou toesluit vir kindermishandeling. Maar ons gaan lê dit voor God se deur en sê, hy het vir my die kanker gegee, sodat ek hierdeur iets kan leer. Nee, geliefde. As jy vanoggend daai stukkie brood in jou hand vat, en sê, hier is my bewys, God wil my gesond hê. Want die woord is deurtrek daarvan, julle kan ook vat asseblief. Die woord is deurtrek daarvan, deur sy wonde, is daar vir ons genesing. Hy het in sy liggaam betaal, en sy liggaam word deur hierdie brood voorgestel. Deur sy liggaam het hy vir jou betaal, vir jou genesing. Jy kan vanoggend met vrymoedigheid weet, my God, my Pa, my Here Jesus, wil hê, ek moet gesond wees. Daai is jou bewys. Dis hoekom daar brood is. Want dit stel sy liggaam voor, en deur sy liggaam, deur daai wonde, is daar vir jou genesing. En hy's gewond van sy kop tot by sy voete. Alles tussenin is voorbetaal. Jy kon sy bene sien, sê Psalm 22. Psalm 22 gaan oor hoe het Jesus gelyk aan die kruis. Wat het hy deurgegaan aan die kruis? Gaan lees daai ding, dit gryp jou siel, as jy besef, dit beskryf jou Here Jesus, en hy is daardeur vir my en vir jou, dat ons kan gesond wees, nou in hierdie lewe. En dit is wat die brood voorstel. So ek wil hê dat ons hierdie stukkie brood sal gebruik. En dit is vir my so mooi, hy wil hê jy moet dit eet, sodat dit kan deel word van jou liggaam, sodat sy genesing deur jou kan vloei. As jy kan, wil ek hê met jou, as ons dalk iets simbolies kan doen, met jou een hand, sit hom daar waar jy wil hê, God moet jou aanraak vandag. En eet jou brood en sê, Here, ek vertrou U, ek spreek genesing in hierdie gedeelte van my liggaam, en dat U hierdie brood, U liggaam, my liggaam genees, in Jesus naam. En dan hierdie sap is die bewys dat jy is kosbaar vir hom. En dat hy is lief vir jou. Dit gaan nie oor 'n gevoel nie. Dit het niks te doen met butterflies of ja, hierdie was nou 'n lekker diens, ek voel nou so lekker warm. Dit het niks daarmee te doen nie. Hier is jou bewys. Heilige, koninklike, goddelike bloed het vir jou gevloei. En
En nie net het sy bloed vir jou gevloei nie, hy het jou oorgebring in 'n nuwe verbond. Hy het vir jou 'n nuwe verbond, 'n nuwe kontrak geseël met sy bloed. Dit is 'n kontrak van liefde. En dan sê Hebreërs vir ons, dit is gebaseer op beter beloftes. As jy deur die Ou Testament lees en jy lees die beloftes wat hulle gehad het, jy het beter. As hy sê, ek is Yahweh Rapha, die een wat genees, jy het nog beter. As hy sê, ek is Yahweh Shalom, jy het nog beter. Beter beloftes, want jy het 'n beter verbond. Die bewys van sy liefde vir jou. Dankie Here. Abba Vader, daar kan nooit genoeg dankie in my wees nie. As ek kyk na die kruis, dan is dankie vir my so. Dit voel vir my so min. Maar daarom dink ek, het U vir ons worship gegee. Daarom het U vir ons aanbidding gegee. Dat ons deur ons aanbidding vir U kan sê dankie. Deurdat ons U die hoogste plek in ons lewe gee. Deurdat ons aan U die verfkwas teruggee. Deurdat ons aan U die verfpalet oorhandig. En sê skilder, Here, soos wat U goed dink. Ek wil net aanbid. Ek wil net my hande oplig en sê dankie. U is groot. U is goed. Aan U goedheid is daar geen einde nie. Aan U guns is daar geen einde nie. U genade kan nie gemeet word nie. U liefde het nie 'n hoogte en 'n lengte en 'n breedte en 'n diepte nie. Ek kan dit nie bepaal nie, ek kan bid nie. Ek kan nie eers die einde van die heelal meet wat U geskep het nie. Hoe sal ek U meet? Dit wat ek nie kan meet nie, pas in die palm van U hand. Hoe sal ek U grootheid bepaal? Daarom aanbid ons, om te sê dankie Here. Here, en waar ek U dalk in die verlede blameer het, waar ek buite die lyn gaan inkleer het, wil ek vanoggend om verskoning vra. Wil ek sê, ekskuus dit. Maar U kom maak nuut, U kom maak heel, en U kom maak perfek. Dankie Jesus. Amen. 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 Dankie julle. Julle het so 'n great job gedoen. Dankie, dankie, dankie. Daar's 'n lied vir ons, nee. Yes, dankie. Caught up in your presence,
Nee.